Goeiemôre, wat 'n voorreg is dit om weer vanmôre saam met u so vir 'n paar oomblikke net by die woord van die Here stil te staan. Nou, ek wil graag vir u 'n gedeelte lees uit die woord van die Here wat baie bekend is. En wel Hebreërs 11 vers 1. Dit sê vir ons die volgende: die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie gedagte, geloof ten spyte van. Geloof ten spyte van omstandighede. Nou, ek glo vanmôre dat elkeen van ons oomblikke ondervind wanneer die lewe jou asem wil wegslaan. En dan gaan dit nie oor verwondering nie, maar juis as gevolg van pyn. Ja, daardie oomblikke wanneer dit vir jou voel asof die grond onder jou voete pad gee en jy nie weet waar om jou hande te plaas om vas te hou nie. Wanneer jy wonder, hoe behou ek nou geloof? Wanneer alles rondom my in duie stort. Nou skryf Paulus in Romeine dat niemand vir God kan raad gee nie. Romeine 11:34, want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman? Ek stel dit vanmôre aan jou. God raak nie paniekerig wanneer omstandighede vir jou en vir my skeefloop nie. Hy is God, hy is steeds in beheer. Hy word nie verras deur ons storms nie. Hy is die een uit wie, deur wie en tot wie alle dinge is. Hy is die groot ek is en hy is in beheer. Vriend, God se getrouheid word nie beïnvloed deur jou omstandighede nie. Nou, ek wil dan met jou gesels rondom hierdie gedagte van geloof ten spyte van donkerte, ten spyte van probleme, ten spyte van omstandighede. Ek stel dit aan jou. Geloof is nie die afwesigheid van donkerte nie. Geloof is juis die keuse om God te vertrou te midde van duisternis, te midde van donkerte, te midde van moontlike wanhoop en vrees en bekommernis. Wanneer alles val, is geloof nie 'n triomfanklike uitroep nie. Dit is soms net 'n fluistering. Here, ek verstaan nie, maar ek kies om U te glo, U te vertrou, om aan U vas te hou. Paulus herinner ons dat God se wysheid en planne dieper is as wat ons ooit kan verstaan. Jou chaos beteken nie dat God beheer verloor het nie. Jou vrae beteken nie hy het verdwyn nie. Jou trane beteken nie hy het van jou vergeet nie. Ja, ons praat dikwels daaroor. Jou geloof sal getoets word. En wanneer dit jou tref soos 'n vloedgolf, onthou Paulus se woorde, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Nie verdrukking nie, nie angs nie, en ek wil jou aandag daarop vestig, hierdie dinge gebeur, dit is die lewe, dit is die realiteit van die lewe. Niks kan ons skei van God se liefde nie, nie verdrukking nie, nie angs nie, nie vervolging nie, nie gevaar nie, nie diepte of hoogte nie, nie dinge wat is of dinge wat kom nie. Let op. Paulus sê nie hierdie dinge sal nie gebeur nie. Hy sê nie, hulle kan jou nie van God se liefde wegvat nie. Is dit nie fantasties om daaraan te dink dat ten spyte van wat ook al gebeur, te midde van die storms wat ek mag beleef, God het nie van my vergeet nie en hy het my steeds lief. Paulus sê, hierdie dinge
kan gebeur, maar dit kan jou nie wegvat van God se liefde nie. Jy sien, dit beteken vir my, geloof ten spyte van die vuur wat die lewe soms op ons wil uitstort. Wanneer jy deur die vuur loop, sal dit jou nie brand nie. Dis 'n belofte uit God se woord. Dis is nie 'n geestelike mislukking om seer te kry nie. Dit is menslik. Maar die vuur kan jou nie vernietig nie, want jou geloof rus nie op jou eie krag nie. Dit rus op God se karakter, op wie God is. Nou is die vraag, hoe bou ek geloof, wanneer alles rondom my in duie stort? Wel, ek dink, die eerste ding is, herinner jouself aan wie God is. Herinner jou daaraan dat hy jou liefhet, dat God getrou is, dat hy vir jou toevlugsoord is. Ja, herinner jouself aan wie God is. Bely sy grootheid en sy almag oor jou lewe. Tweedens, jy mag maar vrae aan die Here stel. Geloof is nie om jou vrae weg te steek nie. Geloof is, ek praat met die Here oor my omstandighede. Ek bring my omstandighede eenvoudig na hom toe. Ek sê eenvoudig elke dag, Here, ek vertrou U. Ten spyte van pyn, ten spyte van my onsekerheid, ten spyte van stilte, ten spyte van die storm. Here, ek vertrou U. Die martelare in Hebreërs 11 het groot wonderwerke aanskou. Maar die woord van die Here sê vir ons, maar ander is geslaan, vervolg, vermoor, verstrooi. En die Bybel sê, die wêreld was hulle nie werd nie. Jy sien, geloof was nie in 'n uitkoms gesetel nie. Dit was in 'n God wat groter is as die uitkomste. 'n God wat groter is as die omstandighede, en hulle het 'n belofte gehad waarin hulle vasgehou het. Die boodskap van hulle lewe. En ek sê dit met respek en groot versigtigheid. Die boodskap van hulle lewe was, alhoewel hulle nie verstaan het nie, het hulle vasgehou aan 'n lewende God. Die geloofshelde leer ons, geloof is nie die afwesigheid van pyn nie. Geloof is juis om God te vertrou, ten spyte van die pyn. Geloof is nie om al die antwoorde te hê nie. Geloof sê bloot, Here, ek verstaan nie, maar ek glo dat U goed is, dat U in beheer is, en dat U op die regte tyd vir my die uitkoms sal gee. Geloof is nie om te sien nie, geloof is om te leef op grond van wie God is, nie wat ek nou sien nie. Weereens die vraag, hoe hou ek geloof, wanneer alles rondom my in duie stort? Paulus antwoord in Romeine 11, uit hom, deur hom, en tot hom, is alle dinge. Met ander woorde, God is die bron van jou lewe. Jy het jouself nie tot hier gedra nie. Hy is die een wat jou beskerm het. Hy is die een wat vir jou voorsien het. God is die doel van jou lewe. Jou verhaal eindig nie in chaos nie. Nee man, skuif daar die wanhoop een kant toe en sê, Here, ek vertrou U, ek glo U, want ek weet U is in staat om vir my die onmoontlike te vermag. Ja, jou lewensverhaal eindig in die heerlikheid van die Here. Wanneer alles val, val jy nie in die niet nie, jy val in God se hande. Die geloofshelde het nie vasgehou omdat hulle sterk was nie. Hulle het vasgehou omdat God hulle vasgehou het. En dieselfde God sê vandag vir jou,
Niks kan jou van my liefde skei nie. Nie jou foute nie, nie jou trane nie, nie jou trauma wat jy beleef nie, nie jou onsekerheid nie, nie jou storms nie, nie jou stilte nie, nie jou swakheid nie. Niks kan jou van my liefde skei nie. Geloof is nie 'n gevoel nie. Dit is ook nie 'n blinde sprong in die donker nie. Geloof is 'n keuse om te vertrou, selfs wanneer jy nie alles verstaan nie. Dit is daardie voortdurende beweging na die hart van God, wat spreek van 'n verhouding, selfs op dae wanneer jy nie sterk voel nie. Is geloof daardie anker wat my verbind aan 'n God wat omgee, wat raak sien. Geloof is 'n anker nie om storms te vermy nie, maar om jou te hou wanneer die storm jou tref. Dit sê, ek verstaan nie, maar ek hou vas. Ek hou vas aan 'n God wat getrou is. Ag, ek wil afsluit met hierdie gedagte. Miskien wil jy in hierdie oomblik bid. Here, ek verstaan nie altyd nie, maar ek is bereid om U te vertrou. Ek sien nie altyd nie, Here, maar ek hou vas aan U. Here, ek voel nie altyd sterk nie, maar ek weet U dra my. Ek weet nie wat môre mag bring nie, maar Here, ek weet U hou my hand. Uit U, deur U en tot U is my lewe. Here, ek glo U, ek vertrou U. Amen. Kom ons bid saam. Aan U die alleenwyse God, bring ons lof, eer en dank. Dankie dat U nooit van ons vergeet nie. Dankie dat U ons staande hou. En Here, ons wil onomwonde bely. Ons glo U. Ons bely vanmôre, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dankie dat ons hierdie sekerheid het, omdat ons U kinders is. Here, dat U ons sal dra, ongeag wat die omstandighede mag wees. Wanneer U stil is U steeds daar. En Here, wanneer ons stil raak en twyfel aan ons deur kom klop, help ons dan genadiglik asseblief om steeds ons oë op U gefestig te hou. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou. Mag die guns van die Here oorvloedig op jou rus in hierdie week wat voorlê.